Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, in Wenen is dit alles gaan oor die bazaar en groot opgewondenheid en almal is besig. Vleiswerkery loop baie mooi. So ons wil sê baie dankie vir almal wat help met enigiets. Baie dankie. En as jy naby die omgewing is, dis die moeite werd om te ry. Kom kuier Saterdag vir ons. Maar ons gaan eers verder met Jesaja 45. Die volgende verse gaan ons een by stil staan eers net om iets wat God absoluut beklemtoon te hoor. So hoor nou hier, ons gaan nou vers 18 en 19 vandag lees. Ja, so sê die Here wat die hemel geskep het. Hy is God. Wat die aarde gevorm en dit gemaak het. Hy het dit gevestig. Nie as 'n onherbergsame plek het hy dit geskep nie, maar om bewoon te word, het hy dit gevorm. Ek is die Here, en daar is geen ander nie. Ek het gepraat, nie in die geheim nie, nie iewers in 'n donker land nie. Ek het nie vir die nageslag van Jakob gesê, soek my in 'n onherbergsame plek nie. Ek, die Here, verkondig geregtigheid. Ek kondig aan wat reg is. Vriende, ek en jy moet baie mooi oplet wat staan hier. Jesaja sê, hier's God self in die woord. God sê, hy het die aarde geskep, hy het dit gemaak, nie as 'n onherbergsame plek, maar juist as 'n plek vir mense om in te woon. En dan kom sê hy 'n baie belangrike ding, dat hy is 'n God wat praat, en nie in die geheim nie. Vriende, God het baie duidelik gepraat in die Here Jesus Christus. Dit is nie geheim nie. Toe het God ook gepraat in sy woord. Die woord wat ek van jy vandag het, sy Bybel. So ek het 'n baie groot probleem as mense wil praat van die geheime van die skrif of die geheime van hierdie Bybelboek of hierdie. God praat nie in die geheim nie. God steek nie goed weg vir sy kinders nie. Dis juist die openbaring van God, nee, sy woord, hy het dit geopenbaar, hy maak goed bekend. God werk nie met geheimenisse wat hy wegsteek het. Ja, nou het ek en jy hierdie kode nodig om dit te ontsyfer en nou kan iemand dit verstaan of nou skielik ontdek iemand hierdie ding en nou maak dit sin nie. Nee, ek is jammer julle. Dan maak ons 'n bespotting van die woord van God. God se woord is baie duidelik. Lees dit in die konteks, dink daaroor. En ek sê nou vir julle, die mense wat in daardie tyd dit gehoor het dit dadelik verstaan. Maar ons kan ook, al wat ons nou moet doen is ook daardie tyd so verstaan en konteks in ag neem. En dan kom ons agter die Here praat nog steeds met ons. So wat sê hy vandag vir ons baie duidelik? Daar's nie die geheime kodes of geheime weggesteek in die Bybel nie. God het dit geopenbaar. God het gepraat. En ek en jy kan dit hoor. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat U ook U woord vir ons gegee het. Dankie dat ons almal 'n Bybel mag hê. En dat ons dit mag lees. Ons eer U daarvoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag U 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.